Geliefdes, hier so in die naam van die Here. Ek doen my begroeting aan ons apostel, broeder hier teenwoordig, ons juffrou, ons hooforganisaar, al ons werkers met die vrou, die gemeente van die Here, elke besoeker wat vandag hier is, hier so goed in die wonderlike naam van die Here. Geliefdes, is vandag van my weer eens 'n voorreg om die woord van die Here aan die voor te hou. Geliefdes, ek gaan net vir juffrou vra of ons die skrif kom lees. Ons skrif is in Psalm 34 vers 8 en mag die Here seën. Psalm 34 vers 8. Ons lees saam die engele van die Here trek 'n laag rondom die wat hom vrees en red hulle uit. En mag die Here sy voorgeleesde woord seën. Die engel van die Here trek 'n laag rondom die wat hom vrees en red hulle uit. En mag die Here sy voorgeleesde woord seën. Geliefdes, hierdie skrif of hierdie Psalm is 'n ware getuie van Dawid. In hierdie Psalm dink Dawid terug, hy dink terug, waar het die Here hom uitgehaal? En hoe die Here hom gered het, en hoe die Here 'n laag rondom hom getrek het, in 'n uiterste moeilike tyd. Dawid dink terug hier aan die dae, toe hy 'n jong man was, en hy moes vlug vir sy lewe versou. Jy weet, geliefdes, hierdie omstandighede van Dawid was so erg. Die man het nie eens kans gekry om net by sy ouerhuis om te gaan en te groet. Die man het nie eens kans gekry om tweede paar klere saam te vat. Die man het nie eens kans gekry om skaftie te pak. Die man moes onmiddellik vlug vir sy lewe. Want die koning, die mees invloedryke man, die man met die meeste mag, die man wat nie staan in die hof, vermoord die man wie sy dode geregverdig word, Dawid hardloop weg van die man. Die hele Israel, die hele Juda, buig voor die woord van Salomo, van Saul. As jy nie doen wat Saul sê nie, dan is jy dood. Elke soldaat, elke magstraal, soek vir Dawid van Dawid, moet dood. Dis 'n opdrag van Saul. Dawid se huis, sy ouerhuis is nie meer veilig nie. Die plek waar hy sy taal gepraat het, is nie meer veilig nie. Die plek waar hy die Here gedien het, al sy huisherinneringe, die man moet vlug. As Dawid in Psalm 34 praat, dan praat hy van sy benauwde oomblikke. As jy oplees in hierdie geskiedenis en gebeurtenis van Dawid, weet ek nie wie van ons sal oorleef. Die man was honger. Hy moes hardloop na die priester en gaan lieg, net om 'n stukkie brood te kry.
moes land of in sy plek hy vlug na die vyand toe en hom gaan mal hou, net om huisvesting te kry. Maar Dawid praat hier in die 8ste vers. Hy sê toe hy alleen was, weerloos, sonder enige geld, sonder enige ondersteuning, toe trek die Here 'n laar reg rondom Hier is 'n man wat op sy koningsstoel sit en besef wat het die Here van my beteken. In my krisistyd, ek moes dood gewees het, tot almal my afskryf, tot my ouers se hande afgekap is, het God sy oog oor my gehou. Ek weet nie hoe nie, maar hy het my beskerm en hy het 'n laar getrek rondom my. Geliefdes, Dawid het nie die kapasiteit gehad om op te staan teen Saul. Hy kon nie met sy slingervel gaan en gesê het, Saul sou nie gekom het soos Goliat nie. Dis hordes manne met spise. Slingervel die gaan nie help nie. Hulle maak hom dood soos 'n hond. Dawid sê hier, die Here trek 'n laar rondom. Vriende, vanmôre wens ek, en dis die doel van die boodskap. Want geliefdes, ek ken almal wat hier sit, die meerdere ken ek. As ek nie vir jou ken, dan ken ek jou ouer of jou opa. Waar vanaf kom julle? En as ek kyk, dan sien ek mense wie God 'n laar rondom hom getrek het. En 'n ware getuie red siele. My doel van my boodskap is ons miskien gaan die ware getuies opstaan en herdenk en herinner waar het die Here jou uitgehaal. En hoe God 'n laar rondom jou getrek het. Ons het so min dankbaarheid. Dat ons vergeet dat ek is hier. Niet terwille van my eie toedoen. Ek is hier terwille van die genade van die Here, van God met sy oog oopgehou oor my. En 'n uiters moeilike tyd. Geliefdes, ek sal nou die boodskap verduidelik sodat u net seker 'n bietjie kan verstaan. Geliefdes, hoe lyk 'n laar? Hoe lyk 'n laar? Wat is 'n laar? Kom ons bring hom bietjie Suid-Afrika toe. Dan gaan ons terug na die slag van Bloedrivier toe. Waar
oor die 3000 swart mense Zulus druk gemaak is van 'n paar mensies. Er is 'n slagkrag was. Die laar. Hulle het die ossewaar gevat en hom so teen mekaar gespan. Enige kant waar die Zulus vanaf kom, het daar iemand gesit wat skend. Hier tussen die ossewaar is dorings gepak. Jy kan nie eens deurspring nie, want die laar is stom. En ek praat hier van 'n laar van mense wat beperk is. As mense laar so lyk, hoe lyk God? Sy laar. Hy maak toe reg rond. Vriendes, as jy moet sien, wie God sit in die middel van die laar. Die swakkes, die vrouwens, die babatjies, die sieklikes, hulle wat hulle nie self kan verdedig nie, daar is 'n laar rondom jou getrek. Jy het toestemming om swak te wees, maar hier is 'n laar, iemand bekry vir jou. Iemand tree in namens jou. Iemand sit sy lewe op die spel vir jou. As dit nie liefde is nie, as dit nie omgee is nie, as dit nie die pad gaan nie, dan weet ek nie. God, homself, vaardig hemelse engele af, om 'n laar te bou, rondom 'n weerloose jong man. Hier in die laar, in die oorlog, sit en eet. Ek kry kos, terwyl die oorlog alles. Daar is soldate wat my kom vra, is jy nog alright? Kort jy water? En hier sit ons vandag, laat asof God nooit uit sy pad uit gegaan het vir jou. Geliefdes, miskien is die boodskap vir my. God het 'n laar getrek rondom. As ek verby die skinder kyk, ek het erger dae gehad. As ek verby die afgrond kyk, ek het erger dae gehad. Ek kom uit die oorlog uit, toe het God 'n laar getrek rondom. Geliefdes, as ons 'n laar trek, ons het een prioriteit ontstel. En dit is net die liggaam. Hierdie liggaam moet nie reg geskiet word. Maar is God te laar. Sy konsin is in die liggaam nie. Hy is bekommerd. Hy trek 'n laar rondom jou emosionele toestand.
Hy trek 'n laag rondom jou siel, rondom jou geestestoestand. Jy moes al mal gewees het. Jy moes al strand gekry het. Jy moes al selfmoord gepleeg het. Maar God, kyk, en jou afscheide was hy daar. En jou drakskan was hy daar. Toen niemand vir jou omgegeet het hy 'n laag getrek rondom jou. En jou dikste seer was God. Ja. En ons moet sukkel om 'n amen uit jou te kry. Ons moet sukkel om 'n smile uit jou te kry. Jy loop rond dit mond, terwyl jy sit op die koningsstoel. 'n stoel waar jy op sit, terwille van die genade van die Here. Geliefdes, ek voel gelei om die volgende te noem. Geliefdes, onthou Dawid praat hier. Hy was in die veld toe hy die Psalm skryf. Dawid was 17, 18 jaar oud toe hy die Psalm skryf. Oh my God. Hy was 'n koning in sy paleis met al sy mag. Onthou Dawid. Wat Dawid 'n man gemaak het so na aan God se hart. Die man het een ding gehad waar ons ontbreek. Hy onthou nog so 'n ding. Hy sit met waardering. Hy was dood gewees, maar hy onthou en die gemaak. Onthou Dawid. Ons sit met gemeentelede wat vergeet as God hom net 'n aanstellingkie gegee het. Dan sit hy met nek in die huis van die Here en ek moet oppas hoe ek met jou praat. Jy ken jou plek nie, maar Dawid onthou. Waar is hy uitgehaal? Hy sit met nederigheid. Hy sit met dankbaarheid. Want dit wat ek het deur die genade van die Here. Dat die Here ons weer terugvat. Dat die onthou was in ons huis. Voordat die Here die man van God gesneden het. Misschien gaan ons een beter Christen kry. Kan die Here nie dat u onthou die trauma, die seer, die pijn, die weerloosheid, zodat je kan onthou dat dit wat u is die Here wat lief was vir jou en hy het
gebloei het. Kan iemand my wys van 'n graf waar 'n engel begrawe is? Kan iemand my 'n skrif lees waar sê 'n engel het geslaap? Wie het die bed van 'n engel? God stuur die beste. God vaardig die beste af vir 'n sondige daad. Die Here is lief vir jou. Gelyk as hierdie skrif maak my so nederig en klein. Wat het ek gedoen om die genade en die liefde en die omgee van die Here te verdien? Maar nog steeds het ek laag. Gelukkig ek wil alleen oor gemaak van hierdie gedeelte. En ek voorspel die amene gaan nou verby gaan. David sê, die Here bou 'n laag rondom die wat hom vrees. Here bou die 'n laag rondom die wat geleerd is. Hy bou nie 'n laag rondom die wat geld het. Hy bou nie 'n laag rondom die wat jonk is. Rondom die wat hom vrees. Al wat God verwag, een vereiste, vrees God. Want as jy God vrees, sê die psalmis, dan wyk jy af van die kwaad af. Dit is wat vrees aangeboorte gee. Jy wyk af van die kwaad af. Ons sal nie sonde te preek as jy nie vrees. As jy die Here vrees, dan wil jy weet wat sê die Here, sodat jy nie kan misbruik nie. Jy maak sy woord prioriteit en jy bewaar sy gebooie. Jy kan nie die Here volg sonder sy vrees nie. As jy die Here vrees, dan soek jy die aangesig van God. Die vrees van die
sukkel. Want as die mense God nie vrees nie, hoe gaan hulle vir my vrees of glo wat hy gestuur het? 'n kind wat sy ouer man ag. Ouer kom maar roep. Gashan, Gashan. As hy so bietjie vrees, die skottel moet lê. Ek weet my ma is hier binne, of my pa, ek lê, ek weet, ek gaan my niks maak. Op die voet. Gashan, Gashan. Later word Esther gestuur. Hey, gaan roep vir Boeta, hoor my nie. Ek kom Esther, Boeta, as ek vir mami min ag, wat kan Esther maak? Wat kan die boodskapper maak? As ek die eienaar van die boodskap niks van dink. Maar as ek die Here vrees, as ek my ouer vrees, dan pas ek die skottels en haar afwesigheid, want as mami hier kan inkom. Kyk al maar 'n boodskap hoor van Timmy James. As jy God die behaag, as jy God die vrees, wat 'n boodskapper kan ook kom. Hy kan in die God die opstaan. As jy God vrees, dan is jy onderdanig in die afwesigheid van jou ouers. As niemand sê, spoel net nou smak roep, dan sê jy as my pa kan uitvind. Ja, jou pa gaan niks maak, jy het my pa. Ken jy my pa? As jy my pa se kind gewees het, jy sal nie eens gedink het aan sigaret. Die vrese van God gee orde in elke huis. Die vrese van God gee orde vanaf pa tot op kind. Ek moet die klip gooi geliefdes. Dan tree ek af. Dan klip ek af. Geliefdes, ons sit met geweldige kinderprobleme. Kinders is ongehoorsaam. Ons mag mens nou nie te gee. Maar die tug en die vrees gebring in die huis. En nou sit ons met chaos in elke huis. Die ouer het sy posisie verloor, want die vrees is weggevat. Nou is die orde weg. Nou krijg jy teruggepraat net soos wat jy wil en al die goede. So wat maak die ouers? Hulle moet nog maar toevlug gaan soek, ander preek. Hulle kom na pastoor toe. Pastoor, kom praat met die vrouwtje. Ek kan gaan praat. Maar as ek iets gaan rechtkrijg, dan moet ek iets rechtkrijg. As jy die fondasie as ouer vir my klaar nageleid. Fondasie, hoe skinder jy die kind en vir my in my afwesigheid. En die teenwoordigheid van die kind sal bepaal wat die kind van pastoor dink.
skinder het. Jy het vergeet, dat is paar jaar terug. Maar die kind dink absoluut niks van die hoofdonderling van die kerk. Een kind word gebouw deur 'n gemeenskap. Jy alleen kan nie laar bou nie, maar ons is klop nodig. Wat teen mekaar staan om die kind te beskerm. Dit is advies van elke ouer. Ken jou dog. Gelukkig is ek nie onkundig nie. Ek is aangestel in 'n skinderposisie. Ek moet van gepraat word. En as ek nie wil hê my gemeente moet van my praat nie, dan moet ek afklim. Maar my broer, jy en jou vrou is ons groot. Julle het nou groot is. En as jy een vertrek het, stap en draai met jou vrou. Waar die kinders sien by jy sien. As jy die kamppastoor vanmorgen so uitbreek. En so uitlaat. Weet jy, die boodskap was so mis. Daar was so mooi atmosfeer. Maar doen dit in die afwesigheid van die kind. Sê in die afwesigheid van die kind. Die kerk soek net geld. Geld. Nie in sy teenwoordig. Want pastoor is deel van hy laag. In jou afwesigheid ry ek verby my kind as hy staan met die sigaret. Jou fantastische man dat jy op die spiegel of jy gaan aanstaan en rook en sê ek wens kom na my toe. Laat jy het in sien. Die vrese van die Here gee geboorte aan kennis, wysheid. Hy sê die Bybel sê in Spreuke, as jy God wil verstaan en God se mandaat, dan het jy een ding nodig. Dis die vrese. Nie vir die doordochter nie, nie vir jou vrou nie, nie vir alle wat jou skinder nie, maar jou vrese moet wees. Vir die Almagtige. Yes. Elke jong mens wat hier is, daar is groot dinge wat wag vir jou. Maar in jou tyd is 'n slaap. Wat 'n hele ander boodskap preek van dit wat ek hier praat. Daai slaap praat hier jou voel. Daai slaap praat hier jou vriende. Maar hy slaap met een doel. Hy wil jou ontroon. Hy soek dorings in die paradijs. Hy sien potentiaal en nou spuig hy. As Adam God gevrees het, as Eva God gevrees het, dan het hulle nooit geluister na die slange. As jy verkeerd doen is terwille van jou,
al voel. En voel asof die hand van die Here nie oor jou is. Vra jou een vraag. Vrees in die Here. Voor jy antwoord, kyk jou werke. Jou werke sal bepaal. Jou bou sal bepaal. Jou gedagtes sal bepaal. Of jy die Here vrees. David maak geen uitsondering nie. Hy sê die Here trek rondom die wat vrees. Of jy 13 is en of jy nou 83 is, of jy nou Michente bly en of jy 'n boom het, of jy upstairs sit en of jy nou 'n miljonair is en of jy nou nie 'n sent, die kriteria is net vrees die Here. Want wat ek weet, of jy nu pas sit en of jy 'n traktorry, almal het die beskerming. Of jy 'n mine manager is, of jy werkloos is, jy het die laag van die Here nodig. Jou kinders het die laag van die Here nodig. My uitnodiging is dat jy